Hallo en welkom by hierdie sessie oor etiese navorsingspraktyke. In hierdie video sal ons die sleutelbeginsels ondersoek wat deelnemers beskerm, geloofwaardigheid verseker en die integriteit van die navorsingsproses handhaaf. Deur gebruik te maak van hoofstuk 18 van navorsingsaangeleenthede, sal ons kyk na noodsaaklike konsepte soos ingeligte toestemming, vertroulikheid, vrywillige deelname, beskerming teen skade, eerlikheid en respek vir kulturele en sosiale sensitiwiteite. Jy sal ook praktiese maniere leer om hierdie beginsels op jou eie navorsingsvoorstelle toe te pas, veral wanneer jy met menslike deelnemers werk. Ingeligte toestemming vereis dat deelnemers ten volle ingelig is oor die doel, prosedures, risiko's en voordele van die studie, vrywillig skriftelik instem om deel te neem en verstaan dat hulle te eniger tyd sonder enige boete kan onttrek. Vertroulikheid en anonimiteit behels die beskerming van deelnemers se identiteite en persoonlike inligting deur data veilig te kodeer en te stoor, privaatheid in rapportering te verseker en te erken dat anonimiteit beteken dat hulle glad nie geïdentifiseer kan word nie, terwyl vertroulikheid beteken dat hul identiteit beskerm word selfs al is dit aan die navorser bekend. Vrywillige deelname beteken dat individue geheel en al uit eie keuse aan 'n studie deelneem, sonder dwang of onnodige druk, en dat navorsers moet verhoed dat magsdinamika, soos die tussen onderwysers en leerders, toestemming beïnvloed. Beskerming teen skade is die navorser se plig om deelnemers teen enige fisiese, sielkundige, emosionele of reputasieskade te beskerm deur stres, ongemak of potensiële risiko's tydens data-insameling te verminder. Eerlikheid en integriteit vereis dat navorsers eerlik moet wees oor die navorsingsproses, misleiding moet vermy waar moontlik. Enige belanggebotsings moet openbaar en deursigtigheid moet handhaaf om vertroue te bou en verantwoordelike gedrag te verseker. Respek vir kulturele en sosiale sensitiwiteite beteken om die kulturele en sosiale kontekste van deelnemers te erken en te eerbiedig deur bevooroordeelde aannames te vermy en relevante taal, waardes en norme in die navorsingsomgewing in ag te neem. Wanneer jy etiese beginsels op jou toepas voorgestelde navorsing, moet jy duidelik uiteensit hoe ingeligte toestemming verkry en gedokumenteer sal word en verseker dat deelnemers die doel, prosedures en hul reg om te eniger tyd te onttrek verstaan. Jy moet ook die stappe wat jy sal neem om vertroulikheid te handhaaf en veilige datahantering dwars deur die navorsingsproses te verseker uiteensit. Dit is belangrik om te verduidelik hoe jou studie sal verhoed dat deelnemers skade of nood veroorsaak, het sy fisies, sielkundig, emosioneel of reputasie beïnvloedend. Waar relevant, moet jy magswanbalanse aanspreek, soos situasies waar jy dalk jou eie studente of kollegas navors om dwang te voorkom. Indien u navorsing minderjariges of ander kwesbare groepe betrek, moet u spesifiseer hoe etiese goedkeuring en toestemming van die voog verkry sal word. Byvoorbeeld, in 'n studie wat onderwysers se persepsies van kritiese denke ontwikkeling ondersoek, moet toestemmingsvorms die doel van die studie, hoe die data gebruik sal word en die vrywillige aard van deelname duidelik aandui. Daarbenewens moet vertroulike onderhoude privaat gevoer word en bevindinge anoniem gerapporteer word om identiteite te beskerm. Kortom, etiese navorsing is meer as net 'n vereiste, dis die fondament van betroubare en respekvolle navorsing. Deur beginsels soos ingeligte toestemming, vertroulikheid, vrywillige deelname en beskerming teen skade te handhaaf, beskerm jy nie net jou deelnemers nie, maar versterk jy ook die geloofwaardigheid en integriteit van jou werk. Terwyl jy jou navorsingsvoorstel voorberei, maak seker dat hierdie beginsels duidelik in elke stadium ingebed is. Dankie vir die kyk en onthou, etiese navorsing is verantwoordelike navorsing.